Môre, dis Vrydag die 19de Junie en ek hoop dat God jou vanoggend neem na 'n vars ontmoeting met hom. Ek wil jou iets vra en dit gaan nie glad nie 'n maklike vraag wees nie. Is jy dankbaar dat Jesus jou gered het? Maar het jy iewers opgehou om te stap in geloof? As die vir jou is vandag, gaan hierdie teks iets baie mooi vir jou wys. Nou ek het Sondag wat verby is hieroor gepreek en terwyl ek voorberei het, het ek myself dieselfde vraag afgevra. Ons is in Numeri 21 en kyk spesifiek na verse 8 en 9. Nou so 'n bietjie konteks. Israel is al baie lank op die pad. God het hulle uit Egipte gered, die Rooi See het oopgegaan en hulle daardeur geloop. Wonderwerke wat geen mens ooit kan vergeet nie. Maar nou is hulle in die Araba, 'n vallei wat strek van die Dooie See honderde kilometers suidwaarts tot by die Golf van Aqaba. Letterlik die laagste punt op die aarde. Dis warm, dis droog en daar's geen skadu om onder te rus nie. En die ergste is, hulle was al by Kades, op die grens van Edom se grondgebied, so naby aan Kanaan. Nou Moses het na Edom toe gegaan en hulle vriendelik gevra dat hulle op die koningsweg kan deurtrek. Hy het hulle beloof, hulle sal nie hulle lande vertrap nie en sal selfs betaal vir water. En Edom het net gesê nee. So moes Israel omdraai, suidwaarts, deur die Araba, op pad na die Skelfsee om Edom te mis. Verder weg van die beloofde land af, nie nader nie. En die kos wat hulle gehad het, was net manna. Elke dag, dieselfde, vir byna 40 jaar. En die volk se geduld het opgeraak. Hulle het begin kla teenoor God en ook teenoor Moses. Hulle het gesê, hoekom het julle ons uit Egipte gebring om hier te sterwe? Hier is nie brood nie, hier is nie water nie. En toe stuur God giftige slange. Mense is gebyt en baie het gesterwe. En die volk kom na Moses toe en sê vir hom, ons het gesondig, bid asseblief vir ons. En Moses het gebid aan God en God het geantwoord. Maar nie soos hulle gedink het nie. God neem nie die slange weg nie. Hy sê vir Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gebyt is en daarna kyk, sal lewe. En Moses het nie gevra nie. Hy het net gedoen, 'n koperslang op 'n paal. Dink wat het dit gevra van hulle. Jy's gebyt, jy's besig om dood te gaan. En God sê vir Moses, Moses, sê vir die volk, kyk na die slang op die paal en jy sal lewe. En nou moet jy besluit, glo jy dat hierdie woord waar is? Want voordat jy kon draai en kyk, moes jy eers geglo het dat God werklik so gepraat het. Dat hierdie koperslang op 'n paal regtig red. Die geloof het eers gekom. Die kyk was die bewys van die geloof. Geen medisyne nie, geen prosedures nie, net glo en dan kyk. En die wat omgedraai het en gekyk het, het gelewe. En ek weet wat jy dalk dink, dis te eenvoudig. Of ek het al te veel gedoen. God sal my nie red nie. Ek verstaan jou gedagtes. Maar God het nie gesê, verstaan dit nie. Hy het nie gesê, jy verdien dit nie. Hy het net gesê, kyk. En daardie een woord was genoeg gewees. En hier is hoe jy jou Bybel moet lees. Want jare later sit Jesus met 'n man in die nag, Nikodemus, 'n Fariseër. En Jesus sê self vir hom, jy is die leraar van Israel, maar jy weet nie hierdie dinge nie. En Jesus sê ook vir hom, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. In die woestyn het jy met jou oë gekyk. By die kruis glo jy met jou hart. Die geloof bly dieselfde. As jy vandag hierna luister en jy het nog nooit na daai kruis gekyk nie, dis al wat God vra. Net kyk en lewe. Maar dit stop nie daar nie. Want vir die wat al reeds gekyk het, hier is die deel wat ons dikwels misloop.
Nadat daai mense gesond geword het, was die woestyn nog steeds die woestyn. Weet jy hoeveel van daai hele generasie het die beloofde land ingegaan? Van al die volwassenes wat Egipte verlaat het, net 2, Joshua en Caleb. Die res het in die woestyn gesterwe. Nie omdat God se plan vir hulle verander het nie, maar omdat hulle opgehou het om in geloof te stap. God het hulle nie gered sodat hulle in die Arawa kan bly nie. Hy het hulle gered om hulle deur die Arawa te lei. En dit is wat hy vandag ook met jou wil doen. Die woestyn na redding is nie 'n teken van mislukking nie. Dis die pad huis toe. Hy is nie klaar met jou nie. Jy hoef nie die eindbestemming te sien nie, om die volgende tree te gee nie. Kom ons bid saam. Here onse God, ons is soms moeg op die pad. Die omstandighede het nie verdwyn nie, die vrae bly. Here, vergeef ons waar ons U net gebruik het as 'n uitweg uit die pyn. Dankie dat U ons nie net red en dan laat staan nie. Dankie dat U die leidsman is wat ons huis toe lei. Laat ons vandag die volgende tree gee, ook al sien ons nie die eindbestemming nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Is jy dankbaar dat Jesus jou gered het? Maar het jy opgehou om in geloof te stap? Watter volgende tree het God vir jou gewys wat jy nog nie gegee het nie? God se genade loop langs jou op hierdie pad. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.